Vanaand allemaal. Dan moet je voortrap saam met Rico. Ek wil vir julle 'n staaltjie vertel oor Rico, as ek mag. Kan ek mag? Ja, Rico is 'n paar keer gebel na my huis toe. Hier is die waarheid, net. Hier is die waarheid. Maar my motorrekkie werk nie. Op 'n stadium het hy so 'n bietjie instandhouding gedoen voordat hy betrokke geraak het by die kerk. En dan doen hy instandhouding. My motorrek wil nie werk nie. Dan kom Rico daar, dan fix hy hom. En dan werk die hek weer vir so 2 of 3 maande. Nou hou die hek op weg. Bel ek vir Nico, sê vir die hek stuk in. Kom Nico, dan werk hy iets anders. Verander aan die ruil en dan werk die hek weer vir so 2 of 3 maande hou hy op weg. Dit het 3 keer gebeur. Die 4de keer toe die hek kop hou werk. Hier is die rede waarheid. Bel ek hom, ek sê hey, die hek stuk in. Hy sê ek kan nie nou kom, ek stuur vir my vrou. Dis 4 jaar terug, hy hek loop nog steeds. Ek vra hom, ja, weet jy, ek kan nie gestuur nie. Kom ons moet jy sukkel. Wys hulle net hoe goed jy mense oplei. Meer woorde betuig. Ja. Julle kom ons doen 'n gebed saam. Here, baie dankie vir die liefde. Dankie vir die goedheid. Dankie dat ons in u woord kan indelf vanaand. Here, vanaand wil u met elke hart praat wat hier is. My hart, elke ander hart wat hier teenwoordig is in hierdie gebou. U bring ons vanaand by 'n keuse. Die belangrikste keuse wat enige een van ons ooit sal maak. Miskien is dit vir party van ons die eerste keer wat ons gekonfronteer word met hierdie keuse. Miskien is dit vir party van ons 'n daaglikse keuse wat ons maak, maar Here, ons het u nodig om hierdie keuse te maak. Ons vra dat u nou in hierdie gebou naby aan elkeen van ons sal kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het hierdie week nou al 'n paar interessante lesings gehad, 'n paar interessante interaksies met van julle gehad, maar net om so vinnig 'n bietjie agtergrond te gee van wat ons hierdie week nou gekyk het, as 'n recap. Maandag gaan het ons begin met die vraag, is die Bybel werklik betroubaar? Kan ek hierdie boek vertrou? Is dit die woord van God? Het dit gesag in my lewe? En ons het gesien dat daar 1 hoofstuk in die Bybel is wat wel die Bybel se gesag en waar die waarheid van die Bybel bevestig. Daniël hoofstuk 2, die koning het hierdie droom en in hierdie droom is 'n profesie wat vir die koning gegee word, koning Nebukadneser, 600 voor Christus. En uit al hierdie metale, dis eers die kop van goud en dan die bors van silwer, die middellyf van koper, die bene van yster en dan die voete van yster en klei. En Daniël kom en hy interpreteer die droom vir die koning en hy sê elkeen van hierdie metale stel 'n koninkryk voor wat in die toekoms gaan kom. Nou ons het gesê dis baie maklik om te sê dit of dit gaan in die toekoms gebeur. The proof is in the pudding. Dis wanneer ons in daai toekoms is, wanneer ons terugkyk op die geskiedenis en sien of dit wel gebeur het, dat daardie profesie as betroubaar beskou kan word. En ons kyk na hierdie wêreldse geskiedenis. Hoe ongelooflik het die wêreldse geskiedenis uitgespeel soos God die toekoms voorspel het. Hoe die Babiloniese ryk oorgeneem is deur die Meders en die Perse en uiteindelik deur die Grieke. En as jy dink hierdie is net duimsuig, gaan lees Daniël 10. Daniël 10 sê presies, die Meders en die Perse en na hulle die Grieke. So dit is nie eers nodig om net 'n sekulêre geskiedenis te gaan kyk nie. En dan uiteindelik die Grieke, na Alexander die Grote dood is, het sy koninkryk versprei in 4 generaals in, en uit een van hulle uit het die Romeinse ryk ontstaan, en dit was die bene van yster. En Europa is verdeel na die Romeinse ryk in hierdie verdeelde koninkryke wat nooit weer herenig het. Die Bybel is waar, die Bybel is betroubaar, het ons gesien. Dinsdag aand het ons gevra, waar kom al die boosheid vandaan? Waar kom al hierdie chaos wat in hierdie wêreld aangaan, in ons lewens aangaan vandaan? En ons het gesien dat dit nie God is wat die bron is van sleg nie. Dat dit Satan is. Dat dit die bose een is. Die gevalle engel met al die derde van die engele wat hy saam met hom gevat het, wat ons in Openbaring gesien het, en hulle is die demoniese magte, die bose magte, wat op hierdie aarde verwoesting saai. Gisteraand het ons gevra, maar wat nou?
is daar hoop en as daar so bose wese is wat hier rond beweeg. En ek is so verbly in my hart dat daar wel hoop is, dat die Bybel voorspel het dat daar een gaan kom wat die Satan se mag sal breek. En hoe dat daai 300 Ou Testamentiese profesieë is wat almal vervul is in Jesus Christus. So het na van hulle gekyk, sy geboorteplek, die manier van sy geboorte, die bediening wat hy gehad het, die manier hoe hy verraai is, sy dood, en uiteindelik selfs daar die Daniël 9 tydlyn, wat vir ons gesê het presies wanneer Jesus die eerste kom sou wees, wanneer sy kruisiging sou wees, en uiteindelik hoe hy die Ou Testamentiese sisteem van diereoffer sou tot 'n einde bring, want hy was die lam wat geslag is. En dis alles baie teoreties. Nou wat doen ek prakties met daai tipe inligting? Wat doen ek? En ek het in my gebed vir die Here gevra om ons te help vanaand te besluit, want vanaand word jy en ek elke een voor 'n keuse gebring. En dit is 'n baie ernstige keuse. 'n Ernstige besluit. En jy mag dalk daardie besluit vanaand neem sonder om presies te weet wat dit verder behels. Maar as die Here vanaand dit op jou hart druk om 'n besluit te neem, moenie vra, ja maar ek weet nie hoe om dit te doen nie. Doen dit nie. Die hoe sal gebeur. Wat maak jy en ek met die man Jesus Christus? 'n Paar jaar gelede, 'n klompie jare gelede, so 2,5 dekades, 25 jaar terug, was daar 'n sendinggroep wat wou uitreik na een van die Midde-Oosterse lande, waar die Bybel onwettig is. En hulle het gedink, hoe kan hulle die Bybel bekendstel in hierdie land? En hulle het besef, hulle kan nie Bybels invat in die lande. En hierdie sendinggroep, hierdie Christen sendinggroep het gegaan, en hulle het 'n klompie Nuwe Testamente laat druk, Nuwe Testament Bybeltjies laat druk. En hulle het dit nie die Bybel genoem nie. Hulle het dit die titel gegee, die man wat jy nie kan ignoreer nie. En hulle kon met daai boeke, daai Bybels, wat hulle in die plaaslike taal gedruk het, kon hulle deur die grensposte gaan en hulle kon ingaan. Dit was nie, dit nie raak gesien as 'n geestelike boek nie, as 'n Bybel nie. Die man wat jy nie kan ignoreer nie. Dis waaroor die verhaal van die Bybel gaan. Jy sien, jy kan baie van Jesus dink en sê, maar jy kan nie neutraal teenoor hom staan as jy al die boodskap van Jesus gehoor het nie. Jy moet 'n besluit. En as jy dink jy staan neutraal, jy neem nie 'n besluit nie, het jy eintlik 'n besluit geneem. Hy het van homself gesê dat hy die ongeskape seun van God is. Hy het gesê, ek is die ek is. Nou, ons vind daai ek is, wat Jesus homself noem, en hy gebruik die woorde 7 keer in Johannes, wat hy hierdie ek is stellings maak, vind ons wanneer God aan Moses verskyn, duisende jare voor Jesus op die toneel kom, en hy sê vir Moses, trek uit jou skoene, hierdie brandende bos waaraan ek met jou ontmoet, is 'n heilige plek, en Moses vra nou, wie is jy? En God sê vir hom, ek is. Ek is wie ek is. En wanneer Jesus op die toneel kom, begin hy homself dit noem. Ek is. Hy identifiseer homself as die ongeskape tweede persoon van die drie eenheid, die seun van God. God self. En is geen wonder dat die Joodse leiers van hom ontslae wil raak nie, want in hulle verwysingsraamwerk is dit wat hy doen godslasterlik. En hulle is nie bereid om na hom te luister en hulle harte oop te maak vir miskien is dit wat hy sê die waarheid nie. En hulle wil van hom ontslae raak, hulle wil hom kruisig, doodmaak en hulle kry dit uiteindelik reg.
wat hierdie godslastering van hulle vererger het in hulle opinie was die feit dat Jesus vir mense gesê het, ek vergewe jou sondes. Want net God kan sonde vergewe. Jesus maak hierdie uitlatings terwyl hy hier op aarde is, wat maak dat die mense wat saam met hom is, hom nie kan ignoreer nie. Hulle moet 'n besluit maak. Of hulle is aan sy kant, of hulle is nie. Maar hulle kan hom nie net ignoreer nie. Ons het gisterand gesien wat sê C.S. Lewis. Hy was of 'n mal mens, iemand wat sy kop hom verlaat het. Of hy was 'n bedrieger. Of hy was wie hy gesê het hy was. En is onwaarskynlik dat hy 'n mal mens was, as jy lees van hoe hy met mense omgaan, sy interaksies met mense, die predikings wat hy gee, die logiese gevolgtrekkings wat hy by uitkom wanneer hy interaksie het met mense, dit was nie 'n mal mens se optrede nie. Inteendeel, hy bevry die wat mal is. Die wat demoonbeset is. Bevry hy daarvan. Hy kon nie 'n bedrieger wees nie, want geen bedrieger is bereid om die lyding van 'n kruisiging deur te gaan vir sy bedriegery nie. Enige persoon sou gesê het, okay, ek het gejok, voor julle dit met my doen. Hy was wie hy gesê het, hy was, die seun van God. En ons moet vanaand besluit, wat maak jy met hom? En nie net vanaand nie, want dis 'n daaglikse besluit. Wat maak jy met Jesus? Toe Jesus gearresteer is, in die nag, net nadat hy die Pasga saam met sy disippels gevier het, die nagmaal bekend gestel het, bring hulle hom voor die Romeinse gouverneur. Nou net om vinnig agtergrond te gee hoe hierdie stelsel werk. Jy het die keiser, wat nou maar die koning is van die Romeine. Hy sit in Rome, hy is die belangrikste. En onder hierdie keiser het hy dan verskillende, kom ons noem hulle nou maar gouverneurs, wat oor verskillende dele van die Romeinse ryk namens die keiser regeer. En onder hierdie gouverneurs het hy konings aangestel, wat dan in kleiner gebiede funksioneer. So, in Jesus se verhaal, in Jesus se konteks, het jy die keiser, dan het jy die gouverneur wat Pilatus is. Nou Pilatus regeer oor die hele Palestynse grondgebied. Dit is nou Galilea, waar Jesus baie van sy bediening gedoen het, dis Samaria en dit is Judea. Dis Pilatus se grondgebied met nog 'n paar ander dele wat aan die buitewyke daarvan lê. Maar Pilatus stel 'n koning aan wat oor Judea heers. En daai koning se naam is Herodes. So Herodes is veronderstel om oor hierdie provinsie te heers. Pilatus kyk na die groter gebied en die keiser is dan nou oor die hele land. So hulle bring Jesus na Pilatus toe wat op daai stadium in Jerusalem is, want dis Paasfees. En die Romeine is bang dat die Jode in opstand gaan kom terwyl dit Paasfees is, terwyl dit Pasga is. So Pilatus kom self Jerusalem toe met sy leermag om die vrede te bewaar in Jerusalem. Laat daar nie enige opstand kom onder die Jode nie. So hy bevind hom in Jerusalem. Hulle bring vir Jesus na hom toe. En soos wat hy met Jesus interaksie het, besef hy dat hierdie man sy eie mense bring hom hierheen uit haat uit. Hulle bring hom hierheen uit afguns uit. Hy besef Jesus is nie 'n misdadiger nie. Hy het genoeg misdadigers wat al voor sy regterstoel verskyn het, gesien dat hy kan weet hoe lyk 'n misdadiger wat die dood verdien. En hy besef Jesus is nie 'n misdadiger nie. En dan gebeur hierdie onwaarskynlike gebeurtenis. Pilatus se vrou kom in en sy sê, ek het van hierdie man gedroom. En ek het gedroom dat hy 'n regverdige man is, dat hy onskuldig is. Maar nou sit Pilatus. Laat hy vir Jesus vry, dan gaan die Jode sê, jy het teen die keiser gegaan. Want hierdie man maak of hy die koning is. En ons almal weet, die keiser sê hy is die enigste koning.
Maak hy hom dood, maak hy 'n onskuldige man dood. En daarvoor kan hy ook in die moeilikheid kom. By die keiser. Wanneer hy die keiser se ore bereik, dat Pilatus het onskuldige bloed laat vloei. So Pilatus is hier onder geweldige druk. En dan sê Pilatus, vra hy vir hulle, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word die Christus? Die Christus is 'n Griekse vertaling van die woord Messias, wat beteken die gesalfde, die gestuurde een. Wat moet ek doen met hierdie Jesus? Vra hy vir die volk. En hulle skree kruisig hom. Kruisig hom. En Pilatus moet 'n keuse maak. Wat gaan hy met Jesus doen? En hierdie hele verhoor van Jesus, as ons gaan bietjie in die regswêreld van die Joodse ryk en van die Romeinse ryk indelf, gaan ons sien dat hierdie hele verhoor was onwettig. Toe hulle Jesus in hegtenis geneem het, die tyd was onwettig, die manier hoe hulle hom verhoor het was onwettig, die metodes wat hulle toegepas het op hom, die valse getuies wat hulle ingebring het om teen hom te getuig, alles onwettig, maar die druk op Pilatus is groot. En wat gaan hy met Jesus doen? Die hele Bybel is vol keuses. Mense wat voor keuses gebring word. Na die sondeval is die eerste volgende keuse wat ons lees, die van Kain en Abel. God sê vir Kain en Abel, die kinders van Adam en Eva, hierdie is die manier hoe julle my moet aanbid. Deur offers te bring, diere te offer. Want dit is uiteindelik die simboliek van die komende verlosser wat sou sterf. So die dier moet gesterf, die dier moet sterf, die dier moet geoffer word, sodat dit kan simboliseer dat daar een in ons plek sal sterf. Dis aanbidding, dis hoe die aanbidding werk. En dan kom Kain en hy besluit, nee, ek het my eie plan. En hy besluit, dis nie regtig nodig om 'n dier te offer nie. Ek gaan groente offer. Ek het nie nodig dat 'n dier vir my hoef te sterf, vir my offer nie. Ek gaan my eie aanbidding kies. En deurdat hy dit doen, verwerp hy eintlik Jesus Christus, wat die lam sou wees wat geslag word. Ons lees van daai verhaal, na die verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien. En ons weet nie presies hoe daai aansien en nie aansien gelyk nie. Weet nie presies hoe het hulle geweet. Die Here aanvaar die een offer, maar nie die ander een nie. En toe word Kain baie kwaad. En hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir hom, Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Jy moet sonde teëstaan. Dit wat jou ouers in die wêreld kom bekendstel het, jy moet teëstaan. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en die eerste moord gepleeg, sy broer doodgeslaan. Die keuses wat voor hulle staan, gaan ek die vrugte offer, of gaan ek die lam offer? Wat is die keuse? Die keuse het niks eintlik met die lam of die vrugte te doen. Dit het te doen met bevestig Kain en Abel, dat hulle weet iets moet sterf, sodat hulle voor God geregverdig kan staan. Abel besef dit, en hy slag die lam. Kain sê, ek verwerp dat 'n lam vir my moet sterf. Later, in die Nuwe Testament, vind ons ook, en ons baie ander in die Ou Testament wat besluite moet maak, maar vind ons ook mense wat 'n keuse moet maak. Ons ken die verhaal, hoe by Jesus se geboorte, kort na Jesus se geboorte, daar wyse manne kom uit die ooste uit, en hulle sê hulle het 'n ster gesien, en hulle
wil hulde kom bring aan hierdie koning waarvan die ster hulle vertel. En hulle kom, Herodes kom te hore van hulle, van hierdie wyse manne. En hy nooi hulle by sy paleis en hulle sê, nee, waar is die koning, ons wil hulde bring. En hy sê, wat is 'n koning? Nou onthou Herodes, dis nie dieselfde Herodes waarvan ons later gaan praat nie. Daar's twee Herodese. Hierdie is die Herodes wat heers wanneer Jesus gebore word. Herodes staan onder die gesag van die goewerneur en die goewerneur staan onder die gesag van die keiser. So, hy's belangrik, maar hy's ook nou nie so belangrik nie. Maar hy voel geïntimideer deur die idee dat hier 'n nuwe koning is. En hy sê vir hierdie wyse manne, gaan soek hom, en dan kom vertel julle vir my waar is hy, dat ek ook vir hom hulde kan bring. Maar sy idee is om hierdie nuwe koning, wat kompetisie is vir sy koningskap, dood te maak. Wat is die keuse wat die wyse manne het om uit te oefen? Wel, ons lees in Matteus 2 vers 11 die geboorteverhaal van Jesus. En hulle het in die huis ingegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. En daarop maak hulle skatte oop, bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. So hulle bring eer aan Jesus. Hulle aanbid Jesus. Hulle erken hierdie baba vir wie hy is. Want die ster het dit vir hulle gesê. En weer eens, is daar baie gapings in hierdie storie wat ons nie van weet nie. Die storie gee net vir ons sulke idees van wat daar gebeur het. Maar aan die ander kant het jy die koning, wat ook 'n besluit moet maak, ook 'n keuse moet uitoefen, en sy keuse is vrees en 'n reaksie op daardie vrees. Ek gaan eerder kyk of ek van hierdie kindjie ontslae kan raak. En toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, want hulle besluit toe, dat die engel verskyn ook aan hulle, sê vir hulle Herodes wil die kind op die lewe bring, en hulle besluit hulle gaan met 'n ompad weg, terug na hulle tuisland. Gaan nie terug na Herodes om hom te gaan vertel waar is die kind nie. Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Dat iemand so 'n obsessiewe vrees sal hê vir 'n baba, dat hy sê, nou mag ek al die babas dood in daai omgewing. En die hoop dat hy ergens een doodmaak wat die koning is. Kan jy sien die twee keuses wat hierdie mense uitoefen? Hierso is die wyse manne, hulle aanbid hierdie kind. Hier is Herodes, hy wil die kind doodmaak. Ons word herinner in hierdie verhale, hierdie keuseverhale, dat jy kan nie Jesus ignoreer nie. Jy moet 'n besluit maak. Daar's 'n demoonbesete man. Lees daarvan in Markus, dink is hoofstuk 5. Of 2 of 5. En Jesus kom daar by die Gadareners aan die ander kant van die see van Galilea. Hier storm hierdie man op hom af. En hierdie man het kettinge wat gebreek is, en hy het nie klere aan nie, en hy's stikkend gesny, en hy's net iets vreesliks wat op Jesus afstorm. En ek dink baie keer in hierdie verhaal in my geestesoog, want jy het Jesus met die disippels, en jy het hierdie verskriklike gesig van 'n man wat hier aangehardloop kom, en ek weet as ek een van die disippels was die boot, die plek wat ek toe gaan. So ek sien in my geestesoog, hoe vlieg hierdie disippels om, as hierdie ou aangehardloop kom, en hulle hardloop vir die boot waar hulle net uitgeklim. Maar Jesus bly staan. En dan, so lelik as wat hierdie demoniese sonde in hierdie man is, so lelik as wat sonde en Satan hom gemaak het, draai Jesus nie om en hardloop weg nie. Jesus bly staan. En uiteindelik dryf Jesus hierdie demone uit. Selfs 'n demoonbesete man kan tot die besef kom, ek moet 'n keuse maak. Ek kan by hierdie man hulp kry.
Ek kan by hierdie man bevryding kry. Nou ja, ek het nou al in my lewe baie verkeerde goed gedoen. Ag sê, ek stem saam. Hy sê hy het ook. En ek is seker almal van ons wat hier sit kan oor ons lewenspad terugdink en dink aan tye in ons lewe waar ons so ver verdorwe was in sonde. Maar ek dink nie een van ons was al op die plek waar hierdie man is nie. Besete deur demone wat so baie is dat hulle nie eens getel kan word nie. En tog staan Jesus. En Jesus gee hom die geleentheid om 'n keuse te maak vir hom. En toe daai man daai keuse maak om hulp te vra, toe reageer Jesus. Ons gaan terugkom by hierdie gedagte van jy en ek moet 'n keuse maak. Nog ene gaan hierdie een verbygaan. Nog 'n man wat die onweerstaanbare aantrekkingskrag wat Jesus het nie kan ignoreer nie, is 'n man met die naam Matteus. Nou Matteus was 'n tollenaar. Ek het nog 'n veel idee te gee. Ons lees van tollenaars in die Bybel. Ons weet nie regtig hoe bad hulle regtig was nie. Die Romeine onderdruk die Jode. So die Jode moet belasting betaal aan die Romeine. En dit is nie bietjie geld nie. Dis groot geld wat die Jode moet betaal aan die Romeine. So party kommentare reken tussen 70 en 80% belasting wat na die Romeine toe gaan. Die res kan jy hou. So met ander woorde, jy sukkel om 'n lewe te maak. Dan wat die Romeine gedoen het is hulle het mense uit die volke wat hulle onderdruk, het hulle gekry om hulle te help om hierdie belasting in te vorder. En een van daai mense is Matteus. Nou wil ek vir jou nou vra, die Romeine is al klaar gehaat deur die Jode oor wat hulle doen. Hulle onderdrukking en hoe sleg hulle behandel en nou nog die belastings wat hulle moet betaal. En nou kom een uit jou eie geleedere uit. En hy bevoordeel homself alleen sodat hy daarom iets ekstra in sy sak het, maar nou begin hy jou benadeel. Teen wie jy 'n groter aksie? Teen die Romeine of teen daai ou? Daai ou. Hy's 'n slegter ou in jou oë as wat die Romeine is. Hoe kan hy dit doen? En veral in 'n samelewing wat gegrond is in gemeenskap. Dis nie 'n individualistiese samelewing soos ons sit nie. Dis 'n gemeenskapsamelewing. So hierdie ou Matteus gaan teen die gemeenskap. Hy is gehaat met 'n passie. Hy byt sy eie mense uit. Hy kom hulle te na, hy doen skade aan sy eie mense. En dan kom Jesus verby. En hy sien hierdie man Matteus. Onthou almal loop draaie om Matteus. Almal probeer hom vermy. En hy sê vir hom, volg my. 'n Joodse rabbi wat hierdie gehate man roep om hom te volg. En Matteus word voor 'n keuse gebring. Wat gaan hy doen? Hy's 'n baie ryk man, waarskynlik, want al die tollenaars was ryk. Maar toe hy hierdie uitnodiging hoor van hierdie Jood, kom volg my, maak dit iets in sy hart wakker. En hy besef, hier is 'n parel van groot waarde, wat ek nie kan laat gaan nie. Groter as my rykdom. Groter as aansien wat ek by die gemeenskap dalk sou kon kry of nie het nie. En hy gee sy hoë posisie in die Romeinse ryk prys. En hy maak 'n keuse. Hy volg Jesus. Nog iemand gekonfronteer word met 'n keuse is Nikodemus. Hy kom in die nag na Jesus toe. Hy's 'n Fariseer. Hy's een van die geestelike leiers, een van die ouens wat in die tempel rondhang. Wat weet hy is deel van die regering van die Jode, van die Joodse volk. En hy kom in die nag na Jesus toe want hy wil waarskynlik nie gesien word saam met Jesus nie.
En hy begin met Jesus in hierdie gesprek gaan. En hy sê, hoe moet ek verlos word? Hoe werk verlossing? Ons weet dat jy 'n rabbi is. Ons weet dat jy van God af is. Vertel vir my hoe werk verlossing? En Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou hierdie woorde, weergebore, wedergeboorte, dit het 'n cliché geword in Christendom. Ons gebruik daai woorde en ons dink ons almal verstaan wat ons daarmee bedoel. Nikodemus is die eerste mens wat hierdie gedagte hoor. Wedergeboorte, dit maak vir hom op geen manier sin. Wat bedoel die man met weergebore word? Dis mos nie moontlik nie. Hy sê vir hom, ek kan tog nie teruggaan in my moeder skoot en weergebore word nie. Hy vra, hoe kan hierdie dinge gebeur? Ons weet nie presies wat gebeur in Nikodemus se lewe op daai stadium. Ons weet later word dieselfde Nikodemus weer genoem. En is hy 'n volgeling van Jesus. Nikodemus word voor 'n keuse gebring. Wanneer hy vra, wat moet ek doen om gered te word? Ons is terug by Pilatus. Wat moet ek met Jesus doen, wat die Christus genoem is? En hy vra vir hulle, moet ek julle koning kruisig? En die owerpriesters antwoord hom, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Nou wat ek net vertel het van Matteus. Die Romeine word gehaat deur die Jode. En die Jode sê vir Pilatus, 'n Romein, ons is saam met julle. Maak nie saak wat hierdie belastings wat julle op ons hef en die manier hoe julle ons behandel, ons aanvaar dit, is oukei. Die keiser is ons koning. Hierdie man is nie ons koning. Hulle verwerp die verlosser, nie die Joodse koning nie, die verlosser ten gunste van die keiser van Rome, die een wat hulle so haat. En hulle begin uitskree, kruisig hom, kruisig hom. Pilatus is onder druk. Wat gaan hy doen? En uiteindelik in die Bybel maak 'n baie interessante stelling. Die Bybel sê, en hy het hom oorgelewer om gekruisig te word. En hy sê niks verder van wat 'n kruisiging behels nie. Hoekom nie? Want elke eerste leser van die Bybelse teks, en al 4 evangelies maak daai stelling. Elke eerste leser van die Bybelse teks het presies geweet wat 'n kruisiging is. Want dit is die manier wat die Jode gekies het, die Romeine gekies het, om die doodsvonnis te gee. En ek wil vanaand met julle 'n paar gedagtes oor 'n kruisiging deel. En die vraag moet bly hang in die agtergrond, wat maak ek met hierdie man? En jy sien, jy en ek weet nie wat 'n kruisiging behels nie. Ons het nie eintlik 'n idee nie. Van ons het dalk al gruisame tonele in ons lewe gesien. Ek was al op 'n paar lelike goed afgekom in my lewe. Maar niks vergelyk met wat regtig by 'n kruisiging gebeur het nie. Jy sien, Jesus is gevat en hulle het 'n doringkroon op sy kop forceer. Nou die prentjie wat ons daarvan het is 'n kroontjie wat liggies op sy kop neergesit is en dit is nie wat dit was nie. Hulle wou seermaak. Weet jy hoe bloei 'n kopwond? Dit stroom van die bloed. En hulle het Jesus 'n kroon in sy kop, 'n doringkroon, sulke lang dorings in sy kop in forceer en hom dan nog met 'n stok op sy kop geslaan om hom te spot. Nou wat met 'n kruisiging gebeur het terwyl dit aan die gang is? Wat die Romeine met 'n kruisiging gedoen het, is hulle het begin met 'n geeseling. En 'n geeseling is wanneer 'n gevangene
aan 'n paal vasgemaak word, sy arms om die paal. En dan het die Romeine 'n sweep gehad, en hierdie sweep het so 'n paar toutjies in sy punt gehad, en hierdie puntjies het stukkies staal en been in gehad. En hulle het die gevangene begin slaan oor sy rug. Bybel sê vir ons Jesus is gegeesel. Die Jode het geglo net 39 houe. En ek sê net met eintlik in aanhalingstekens. Die Romeine het nie 'n limiet gehad op hoeveel houe hulle gee nie. Hulle het geslaan tot die soldate moeg was. En hulle het hierdie gevangene geslaan. En ons lees in van die geskiedkundige skrywers van die Jode soos Josefus, dat hy sê party van die gevangenes is so geslaan dat hulle ingewande van hulle rug af sigbaar was, oopgeskeur in 'n hele lyf. As die Romeinse soldaat gevoel het, hy wil nie meer op sy rug slaan nie, het hy die gevangene omgedraai en sy hande om die paal vasgemaak en hom oor sy bors begin slaan. En dis hoe Jesus se lyding begin. Hulle het dan hierdie gevangene gevat, die kruis op sy rug neergesit, wat nou net oopgeslaan is, en hy moes sy eie kruis dra. Ons lees in die Bybel, Jesus het net nie die krag gehad om dit te doen nie. Hulle moes hulp kry van 'n ander man af om dit te kom doen, vir hom. En hulle is met hierdie kruis, met die gevangene, na die plek van kruisiging. En dit is hoe ons dink 'n kruisiging lyk. Dis goeie Christenkuns, né? Iemand wat daar hang, daar is dan nie vreeslik baie bloed nie, hulle is nie pap geslaan nie. Hy het darm 'n lappie om sy middellyf. Dit is glad nie wat 'n kruisiging behels. 'n Kruisiging was die mees gruisamste, wreedaardigste manier om iemand dood te maak. So wat die Romeine gedoen het is, hulle het jou laat lê op jou kruis. En dan het hulle die lang staalspykers deur jou gewrigte, hier waar jou handpalms en jou gewrigte bymekaar kom, deurgeslaan, deur jou arm. Aan al twee kante. Jy het met daai stikkend geslaande rug op die stuk hout gelê. En hulle het jou voete gevat en hulle het 'n trappietjie gehad wat hoër was as wat jou lengte is, sodat jou bene gebuig, en dan het hulle so teen 'n angle gewees, teen 'n hoek gewees, en dan het hulle jou voete met een lang spyker deur al twee jou voete in daai trappie in vasgeslaan. En dan die Romeinse soldate hierdie kruis opgelig, laat jy hang aan daai spykers deur jou arms geslaan. En hulle het daai kruis laat val binne in die gat. Nou, die pyn wat 'n mens se liggaam moet deurgaan, die oomblik wat daai kruis in sy plek val, is iets wat ek nie eers aan kan dink nie. En so het die kruisiging begin. Jy het teen daai kruis gehang met daai rug wat gegeesel is, waar daar nie meer vleis aan is nie, waar daar nie meer vel aan is. Jy het aan jou arms gehang. En dis die Romeine vrees ingeboesem het by enige vyande. Want dis hoe hulle doodgemaak het. En gewoonlik as jy aan die kruis gehang het, meeste mense het versmoor aan die kruis. Hulle is dood aan asemnood. Wat gebeur het was, omdat jou bene gebuig is en jy teen 'n hoek hang jy aan jou arms en jy kan naderhand nie meer asemhaal nie, as jy so hang nie. En wat die gevangene gedoen het, is hy het homself met sy bene opgestoot om asem te haal, maar hy kan ook net so lank so staan, want die pyn is te veel, en dan het hy weer gaan hang. As die Romeinse soldate besluit het, dis nou tyd dat jy moet sterf, het hulle net gekom en jou bene gebreek, terwyl jy aan die kruis hang. En jy kon jouself nie meer opstoot nie, en jy het versmoor. En ons lees dat
Jesus sterf so vinnig, dat die soldate nie eers kans kry om sy bene te breek nie. Die fisiese pyn, die emosionele pyn wat op Jesus is, die geestelike las wat hy dra, is so oorweldigend, dat hy vinnig sterf, vinniger as wat ander misdadigers aan 'n kruis sterf. Terwyl Jesus daar aan die kruis hang, moet jy nie geflous wees deur sulke prentjies wat ons sien. Want die Romeine het kaal gekruisig. Hulle ontbloot hierdie man, dat selfs sy eie ma wat daar is, dit sien. Die grootste vernedering wat hulle vir enige iemand kan doen. Pap geslaan, stikken, daar's nie meer mens oor nie. Aan daardie kruis. Uiteindelik het orgaanversaking begin intree, wanneer iemand aan 'n kruis gehang het. Sy organe het begin ingee, as gevolg van die skok en die trauma. Hy sou beheer verloor oor al sy liggaamsfunksies. Sou geen beheer meer oor sy liggaamsfunksies gehad. En Jesus het gesterf. En die verbygangers het hom nog gespot daarby saam, terwyl hulle hoofde skud en sê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, want dis wat hy gesê het hy sal doen, red jouself. As jy die seun van God is, kom af van die kruis af. Kruisiging is 'n gruisame toneel gewees. Keuses. Aan weerskante van Jesus hang daar 2 kriminele aan hulle eie kruise. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos homself en ons ook sommer. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? En ons is regverdiglik in hierdie oordeel. Hierdie misdadiger weet wie en wat hy is. Hy weet dat volgens die Romeinse reg ten minste, verdien hy hierdie kruisdood. Ons ontvang ons verdiende loon vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie, en dan maak hy die besluit. Here, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. 'n berouvolle misdadiger gryp die geleentheid aan, die laaste kans wat hy het, en hy sê, ek kies hierdie man. En ek verstaan dalk niks van hom nie, maar ek sien dat hy iemand is wat aanbiddingswaardig is. En hy glo daar die laaste oomblikke voor hy sterf. En hy hoop vir die versekering van verlossing. En terwyl hy in daardie pyn sterf, het hy net 'n bietjie bemoediging nodig, dat dit wel die moeite werd was om hierdie man aan te neem. En ons lees Lukas 23 vers 43, en ek hou van die alternatiewe vertaling. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Keuses. Wat is die keuse wat jy maak? Jy kan miskien vandag hier sit en dink, ek is te sleg. Ek is redelik oortuig. Niemand hier is so sleg soos daai misdadiger wat aan die kruis hang nie. En as daar vir hom hoop kon wees, is daar vir my. Daar staan 'n soldaat voor die kruis van Jesus, die Romeinse soldaat, die kaptein wat in beheer is van die groepering soldate wat kruisigings uitvoer. Hierdie man het
honderde, indien nie duisende kruisigings in sy lewe gesien gebeur. Dit was sy werk om kruisigings te doen. Maar hy besef is iets anders aan hierdie man. Is iets anders aan die man wat sê, Vader vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Is iets anders aan die man wat vir die ander misdadigers saam met hom sê, jy sal saam met my in die paradys wees. Is iets anders aan hierdie man. Hy is nie soos die ander misdadigers nie. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitgeroep het en die laaste asem uitgeblaas het, kom hy tot die besef, waarlik, hy was die seun van God. Iets wat die volksgenote van Jesus nie besluit het nie. Nie die keuse gemaak het om te glo nie. 'n Romeinse soldaat wat hom gekruisig het. Kerkgeskiedenis leer ons dat hierdie soldaat word uiteindelik een van die kerngetuies in die vroeë kerk. Hy maak die besluit, ek neem hierdie Jesus aan. Verstaan ek presies wat dit behels? Weet ek presies wie hy is? Nee. Maar my hart is beweeg om hom aan te neem. Die Joodse priesters in die tempel voel die aardbewing wanneer Jesus sterf. Hulle sien die gordyn skeur. Hulle sien die donkerte. En steeds neem hulle nie die besluit wat die Romeinse soldaat neem. Inteendeel, hulle gaan sê vir Pilatus, my Heer, ons herinner ons dat die verleider toe hy in die lewe was gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie. Nou alles wat hulle nou net beleef het, hierdie bonatuurlike sterwe, die aardbewing, die donkerte wat in die middel van die dag oor die wêreld, oor die aarde kom, die gordyn wat skeur, hierdie bonatuurlike gebeure wat plaasvind, wat hulle aanskou en sien, is hulle nog steeds verhard in hulle harte dat hulle nie besef of wil besef. Daar is 'n ander keuse wat ek kan maak oor hierdie man nie. En so gaan beskerm die soldate die graf. En ek is vandag so dankbaar. In my hart, uit my hart uit dankbaar dat 'n soldaat nie die God van die heelal kon keer om uit daardie graf uit te loop nie. Want my God kan nie doodgaan nie. My God het wel die ervaring van die kruisiging beleef en die ervaring van sterfte beleef en die ervaring van die dood beleef, maar wat die dood maak is sy finaliteit. En die dood kon nie finaal Jesus Christus in die graf hou nie. Hy het oorwin en daar uitgeloop. Die vraag wat jy en ek moet beantwoord nou, vanaand, is wat doen jy en ek met hierdie man se sterwe en opstanding? Wat beteken dit vir jou en my? Ek gaan 'n paar van die skyfies verbygaan. Jy sien, ons as Christene praat baie maklik aanvaar Jesus as jou verlosser. Wat beteken dit prakties en hoe doen ek dit? Ek wil begin afsluit deur vir jou my weergawe van hoe ek die evangelie verstaan te verduidelik. En ek hoop dit kan iemand se hart raak, want ons sit partykeer jare in die kerk en ons weet nog steeds nie wat beteken dit dat Jesus vir my gesterf het. God skep hierdie wêreld perfek, sonder sonde, sonder boosheid, sonder kwaad, sonder lyding, sonder sonde. Sonde is alles wat anti-God is. En wat is God? God is liefde. So sonde is anti-liefde.
Jy kan aan enige sonde dink, waarin jy kan dink, en as jy lank genoeg aan daai sonde dink, gaan jy by die besef kom dat dit is eintlik liefdeloosheid. Of teenoor myself, of teenoor ander mense, of teenoor God. So, God skep hierdie wêreld gegrond in liefde, en dan kom Satan, so het eergisteraand daarna gekyk, Satan kom op die toneel, en hy mislei vir Eva en vir Adam, en so word sonde in hierdie wêreld bekendgestel, en elke liewe mens wat daarna leef, sal die las van sonde dra. Jy en ek is sondaars. En ons is so vandat ons gebore word. En Satan staan terug, en hy vou sy arms, toe hy sonde bekend gestel het, en hy sê, God, wat gaan jy nou doen? Want as God werklik liefde is, kan hy nie sonde vir ewig laat bly voortbestaan nie, in die ewigheid nie. Want dis boos en is lelik en dit maak seer. Dit sal teen alles gaan wat God is. So God moet sonde uitwis, as hy regtig liefde is. Maar sonde is nie 'n abstrakte ding wat in die lug rondhang nie. Dit word binne in mense gevind. So vir God om sonde uit te wis, moet hy die mensdom uitwis. Maar dit gaan ook teen sy liefdesnatuur. So God sit in hierdie dilemma, gaan ek sonde vir altyd laat bly voortbestaan, of gaan ek die sondige mensdom uitwis? En Satan sê, wys my, wat gaan jy nou doen? Maar Satan het nie rekening gehou met wat liefde regtig behels nie. Want God se antwoord is nie om sonde vir altyd te laat bly voortbestaan nie. Volgende week, donderdag aand, gaan ons na daai lesing kyk. Wat gebeur uiteindelik met sonde en sondigheid? Dis nie God se antwoord om te sê sonde moet maar in die ewigheid in bly bestaan, want ek is te lief vir hierdie mense nie. Dis ook nie God se antwoord om te sê, kom ons skrap die mensdom, en ons begin van vooraf nie, want hy is te lief vir mense. God se antwoord is, hier is ek gaan self. Ek gaan die sondeprobleem uitsorteer. En in Jesus Christus word God 'n mens. En hy gaan na die kruis toe, na 'n dood wat jy en ek moes sterf. En daar's 'n verskil tussen 'n dood wat jy en ek gaan sterf op hierdie aarde, en die dood wat ons veronderstel was om te sterf. Want die dood wat ons veronderstel is om te sterf, omdat ons sondaars is 'n ewige dood, dis 'n uitwissing. En Jesus kom en hy sê, ek gaan in daardie dood ingaan. En ek vat die sonde las van die mensdom op my. En dit is 'n bonatuurlike gebeurtenis wat ek nie weet hoe dit gebeur nie. Ek het nie 'n antwoord daarop nie. Maar ek aanvaar dit in geloof, dat Jesus Christus elke liewe verkeerde daad, elke liewe verkeerde woord, elke liewe verkeerde gedagte, wat ek nog ooit gehad het, en nie net dit nie, my sondige natuur, my menswees van selfsug en liefdeloosheid, en nie net dit nie, al die gevolge van sonde, die siektes, en die hartseer, en die stikkendheid wat ek gaan beleef, alles vat Jesus op homself, en hy gaan in die dood in daarmee. En nie net myne nie, die totale mensdomse. Nou ek weet nie van jou nie, maar jy al iets probeer wegsteek wat jy verkeerd doen. Dit vreet aan 'n mens. As jy jou sondes traai wegsteek, as jy iets wat jy verkeerd doen traai wegsteek, né? Dit vreet aan jou, dit beïnvloed jou emosioneel, en jy's net, dis 'n las wat op jou druk, totdat jy nou die dag bevryding kry daarvan. Kyk, nou hoef ek nie meer hieroor te worry nie. Jesus vat nie net een mens se een sonde op homself nie. Hy vat die hele las van sonde van elke liewe mens. En hy gaan daarmee in die dood in. En hy staan 3 dae later op sonder daardie sonde. Want hy staan verheerlik op. Wat beteken die sonde? My sonde het agtergebly in daai graf. My sonde lê in die doderyk, waar Jesus dit gelos het. En nou moet ek 'n keuse maak.
En ek vra 'n vraag, en dit is gewoonlik 'n strikvraag wat ek vra. Is daar iets wat jy vir jou eie sonde kan doen? Mense sê dadelik nee. Maar daar is. Maar is iets wat jy vir jou eie sonde kan doen. Jy kan sê, ek hou my sonde by my. So God wis my maar uit saam met my sonde. Dis 'n keuse wat jy kan maak, wat God jou toelaat om te maak. Want hy's nie 'n tiran nie. Maar hoe 'n dom besluit sal dit nie wees nie? As Jesus alreeds jou sonde uitgewis het, as Jesus alreeds in jou plek met jou sonde in die ewigheid is en dit daar gelos het, hoekom wil jy dan nog steeds sê, nee, ek verwerp dit wat Jesus gedoen het, ek sal aan my sonde bly vashou. En ergens in die toekoms, wanneer God op een of ander manier my totaal en al uitwis, sal ek dan maar met my eie sonde sterf. Dis dom. Want hy het dit klaar vir jou gedoen. En dit, in 'n neutedop, is die evangelie. Dis die goeie nuus. Ek hoef nie met my eie sonde vir altyd te sterf nie. Daar is 'n hoopvolle lewe vir my. Romeine, wat is dit, 6 vers 23, ek kan nie die verwysing presies onthou nie. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Dis die twee opsies. Klou ek aan my sonde vas, gaan God dit moet uitwis ergens, want ergens moet hy sonde totaal en al tot niet maak. Of gee ek dit vir Jesus, en ek sê ek aanvaar dat U in my plek gesterf het, met my sondes in die graf in is, sodat ek die ewige lewe kan hê. Een van my gunsteling tekste in die Bybel is 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hy word in wese, word hy sonde. Al is hy nie 'n sondaar nie. Hy word sonde en hy gaan met daardie sonde in die graf in. Hoekom? Sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy en ek hoef nie die sonde las van ons lewens op ons eie skouers te dra nie. Jesus het dit vir ons gedoen. Jou sonde gaan uitgewis word. Dit kan ek jou verseker. Want sonde is lelik en dit maak seer. En dit is alles, of dit is teen alles wat God is. Die vraag wat vir ons gevra word is, waar word jou sonde uitgewis? Want hy gaan dit uitwis. Die een keuse is in Jesus Christus, waar hy dit alreeds in die graf gaan los het. Die ander opsie is om te sê, ek verwerp daai storie. Geen my sonde, ek sal dit self dra. Dis waar dit uitgewis sal word. Ek wil vir jou 'n video speel wat 'n betekenisvolle lied vir my is, nog altyd. En daar is 1 of 2 tonele in die video wat sensitiewe kykers dalk kan ontstel. As jy vinnig ontstel raak, maak jou oë toe. Luister net na die woorde van die lied wat ek vir jou wil speel. Langs die Via Dolorosa, dat woon Jerusalem, hier soldaat.
verwag toe jy hierdie reeks begin bywoon het. Maar wat ek vanaand wil beklemtoon is dat die werklike hoop van hierdie wêreld is Jesus Christus. En ek weet nie waar staan elkeen van julle met daardie man nie. Die man wat aan die kruis hang met die sondelas van die wêreld op hom het. Jy sit dalk vanaand hier en jy dink ek's te sleg. Daai kan nie vir my wees nie. Ek het te veel aangejaag in my lewe. Ek het te veel foute gemaak. Daai is juist vir jou. Jesus het gekom nie vir hulle wat gesond is nie, maar vir ons siek is, wat deur sonde getuister en verniel is. Daar is niks wat jy in jou lewe al kon doen. Niks. Wat maak dat hy jou nie meer wil hê nie. Ek gaan nie vra dat jy staan of jou hande opsteek. Enigstens so iets nie. Maar die besluit wat jy moet maak oor wat jy met die man doen, is persoonlik. En dalk is jy vanaand vir die eerste keer in jou lewe voor hierdie keuse gebring. En jy is onseker en jy is bang. En jy weet nie wat om te doen met hierdie boodskap wat jy vanaand gehoor het nie. Neem net die besluit. Die hoe en die maniere en die waar en daai goed, dit gaan die Here jou help uitsorteer. Maar moenie die geleentheid verby laat gaan om Jesus aan te neem as die een wat vir jou kom sterf het, sodat jou sondes nie meer jou eie hoef te wees nie. Ek wil graag saam met julle bid. Here Jesus, die oorwinnaar koning, my God, dankie. Dankie vir die geskenk van verlossing. Dankie dat ek bevry voor U kan staan. Dankie dat ons vergewe kan wees. Dankie dat U ons sondes vat. En wanneer U daarmee in die doderyk ingaan, sê U woord, U gaan gooi dit in die diepstes van die see waar niemand dit kan uithaal. U verwyder ons sonde so ver soos die ooste van die weste is, wat beteken dit is oneindig ver van ons af weggegooi. Dankie Here, dankie dat ek nie hoef met my eie sondes in die ewige dood in hoef te gaan nie. Dankie dat ek die hoop kan hê vir die ewige lewe. Dankie dat U vir my die geleentheid gegee het om Jesus vanaand weer eens aan te neem. Here, hierdie hart is 'n sondaarshart. En gereeld wil ek maar net weer terugval in die lelik en in die sleg wat so natuurlik vir my kom. Dankie dat ek na U kan kyk en uit dit uitgeruk word. Want as ek besef wat U vir my gedoen het, wil ek nie meer daardie dinge doen. Ek wil Jesus volg. Ek wil liefde volg. Ek wil by my God wees. Here, as hier vanaand 'n hart sit wat deur U Gees aangeraak word, om die
die besluit te neem om Jesus aan te neem as hulle verlosser, vra ek dat U nou in hierdie oomblik, in hierdie tyd, daardie hart sal beïndruk om daardie besluit te neem. Hou ons getrou. Dis my gebed in Jesus se naam. Ons dank U ook vir die kos wat ons gaan geniet.